Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons opgewek het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het, en ons kan met groot sekerheid sê, geloof sy die naam van die Here dag na dag, draai vir ons. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons sal seën met wysheid om ook in hierdie dag meer as oorwinnaars te wees, deur Jesus Christus wat ons lief gehad het. Ek wil vanmôre u groet met die pragtige woorde van Gesang 343. Daar staan: diep uit my hart, o Vader, bring ek u lof en dank. Ek kom met blydskap nader, dien u my lewe lank. U neig u oor tot my, verhoor tog my gebede. Aan u, die God van vrede, wil ek my loflied wy. Die tweede vers sê: u het my uit genade vannag teen elke gevaar, teen ramp en skrik en skade getrou, o Heer bewaar. Ek prys u groote krag, u mag wat nooit begewe. O God van al wat lewe, beskerm my ook vandag. Wat hierdie lied vir my so besonder maak, vriende, is dat ek onlangs 'n oproep gehad het van 'n persoon en hulle het vir my gevra, nou, kan ek hierdie saak en daardie saak in gebed aan die Here opdra? Kan ek dit vir die Here vra? Kan ek oor hierdie saak met die Here praat in gebed? En vriende, wat vir my so wonderlik was, is dat ek vir hulle kon antwoord uit God se woord. En hierdie gesang sê dit vir ons so mooi, dat ons alles deur gebed en smeking, maar hoor nou ook met danksegginge aan God bekend kan maak. En hierdie lied sê, om die Here te vertrou vir elke dag van my lewe. En as ek die aand gaan slaap, om te vertrou vir 'n goeie nag se rus. En as ek die môre opstaan, om te dank dat hy my deur 'n donker nag bewaar het. Om te vertrou vir die dag wat voor lê. En vriende, dis die wonderlikheid om aan God te behoort, om sy kind te wees. Die Bybel sê, soos 'n vader omgee vir die kinders, so gee die Here ook om vir die wat hom vrees. Dis die wonderlike sekerheid van elke kind van God, dat die Here ons deur elke gevaar, deur elke ding dra, en ons veilig in sy heerlikheid sal aanbring. Dit beteken nie dat daar nooit met ons iets sal gebeur nie, maar ook in die tye van krisisse is die Here by ons. Hy sê, hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Wat 'n kosbare voorreg om te weet, dat die God van hemel en aarde, die alomteenwoordige, is by ons, en hy hoor elke gebed, en hy dra ons dag na dag, tot daar die groot en deurligte dag, wanneer ons hom in sy heerlikheid sal sien, soos hy is. Ons gee eer aan hom, as die Vader van alle genade ook oor ons. Nou vriende, ons gaan vanmôre aangaan met ons reeks uit die boek Spreuke, Spreuke 27 vers 11, en ons gaan kyk of ons tot by vers 14 kan kom. Daar staan: wees wys my seun en verbly my hart, sodat ek hom wat my smaak kan antwoord gee. Nou ons weet dat die hele boek Spreuke gaan basies oor die gedagte dat Salomo sy seun onderrig. Toe Hiskia hierdie spreuke laat opteken het, en u sal onthou, ek het vir u gesê dat hoofstuk 26 en verder gaan oor Hiskia, die koning van Juda, wat dan ook vir sy skrifgeleerdes gesê het om sekere van hierdie spreuke van Salomo op te teken, honderde jare nadat Salomo geleef het, en dit het gedien voor hom, sodat hy weer op sy beurt sy seuns kon onderrig, om dan ook die waarheid van God se woord ter harte te neem. En hierdie wysheid kom deur die hele boek Spreuke na vore, dat 'n seun moet luister na sy vader en sy moeder se onderrigting. Hy moet sy oor draai om te hoor, en nie eie wys wees en eie sinnig wees nie. En dan vriende, ons het gelees in hierdie boek Spreuke tot dusver, hoe 'n wyse seun sy vader en sy moeder se hart verbly, maar hoe 'n dwaase seun skande bring en skade en hartseer bring vir sy ouers. En nou kom Salomo en hy sê eenvoudig: as jy wysheid leer my seun, sal dit my gelukkig maak. Ouers het 'n dankbare hart wanneer hulle seuns met wysheid optree, hulle dogters met wysheid optree, hulle kinders met wysheid in hierdie wêreld gaan uitleef dit wat Christus in hulle harte gedoen het en wat hulle ouers vir hulle geleer het. Hy sê, as jy wysheid leer my seun, sal dit my gelukkig maak, en hoor nou, en ek sal kan terug antwoord as ek skimpe oor jou hoor. U sien, wanneer ons 'n kind groot gemaak het in die weë van die Here, wanneer sy lewe 'n lewe is van heiligheid, van toewyding aan die Here, glo ons nie enige storie wat van ons kinders vertel word nie. En wanneer daar iets slegs na ons kant toe kom van ons kind, sal ons dit dadelik ondersoek, dadelik met ons kind praat daaroor, om by die waarheid uit te kom. Want u sien, 'n wyse seun is ingestel daarop om eer te bring op God se naam, en ook dan eer te bring op sy ouers se naam. En daarom, vriende, is die gebed van my hart dat ons wyse seuns sal grootmaak. Seuns wat geanker is in die waarheid, wat standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here sal wees. Ons kan nie volmaakte seuns grootmaak nie, maar ons kan wyse seuns grootmaak. En mag u en ek hierdie gesindheid hê om 'n wyse seun te kweek, 'n wyse dogter, wat ons in hierdie wêreld kan instuur, wat eer kan bring op die naam van die Here en ook op hulle ouerhuis. Vers 12 sê, as 'n skrandere die onheil sien, verberg hy hom, maar die eenvoudiges gaan verder, word gestraf. Nou een van die vertalings sê dit so mooi: 'n verstandige mens sien onheil kom en sorg dat dit hom nie tref nie. En ag vriende, ons kan dink aan baie onheile
wat mense tref. Ons dink aan finansiële krisisse. Ons dink aan rampe wat mense tref, omdat hulle nie met wysheid en oorleg besluite maak nie. Nou sê die Bybel vir ons, 'n verstandige mens sien die onheil kom, hy sien die probleme nader kom, en hy maak seker dat dit hom nie tref nie. Hy maak voorsorg, hy neem regte besluite, hy beweeg in die regte rigting, hy luister na raad, hy win raad in. En later, vriende, ontvlug hy hierdie onheil, en hy kom ongedeerd ander kant uit. Maar die Bybel sê, onervare mense, of soos die ander vertaling dit vir ons sê, eenvoudiges, gaan verder en hulle word gestraf. Met ander woorde, hulle boet vir hulle dwaasheid. Hulle boet vir die feit dat hulle nie raad wil inwin nie, dat hulle nie wil luister na raad nie, dat hulle die onheil sien kom en hulle sê, ag, dit sal my nie tref nie, en later tref hierdie ramp hulle, en dit kos hulle ondergang. Daarom is die gebed van my hart dat u en ek verstandige mense sal wees. Eerste plek, kom ons verstand en wysheid van die Here. Ons sien die omstandighede, ons kyk na dit wat gebeur op die wêreldfront, ons luister na raad, ons is sensitief in dit wat ons besluit en wat ons doen, en sodoende vermy ons die onheil en seën die Here ons ook met 'n lewe van toewyding aan hom en ook 'n lewe van seëninge op tydelike gebied, maar bo alles op geestelike gebied. Want u sien ook, wanneer die onheil van sonde kom, is die verstandige een wat hom in die waarheid van die woord verdiep het, om te sien, hierdie ding gaan my ondergang kos, en ek moet dit vermy, en hy gaan na die kruis, en hy buig voor die Here in gebed, en vra, Here, help my, en gee my wysheid deur u Gees, om hierdie saak raak te sien, hierdie onheil, hierdie sonde te vermy, sodat ek u welbehaaglik kan wees. Baie belangrik, vriende, dat ons sal sien, dat ons nie eenvoudig moet wees nie, maar verstandig en verstaan wat die wil van die Here is. Vers 13 sê, neem sy kleed weg, want hy het vir 'n ander borg gestaan, en neem hom as pand vir 'n onbekende. Nou, ons het al baie daaroor gepraat. U kan gaan lees daar in Spreuke 20 vers 16, Spreuke 6 vers 1 tot 5 oor die gedagte van borg staan. Ek gaan nie vanmôre verder daaroor praat nie. Die gevaar is net, moenie borg vir ander een staan nie. 9 die 10 keer as jy borg vir ander staan, doen jy dit juis omdat die ander persoon sy skuld nie sal kan betaal nie, en glo my maar vry, in my bediening het ek daarmee te doen gekry, dit gaan jou ondergang bewerk. Daarom, vriende, wees wys. Die vorige vers sê vir ons moet met wysheid omgaan en ook die Here vertrou om wyse besluite te maak. Die laaste vers, so iewat van 'n moeilike versie, maar ons vertrou die Here om dit vir u te verklaar binne die konteks. Daar staan die vroeg in die môre sy naaste met 'n harde stem 'n seën toeroep. Dit sal hom as 'n vloek aangereken word. Vers 14 in een van die vertalings sê dit so mooi. As iemand sy buurman vroegdag met 'n geskreeu môre sê, kan mense dink hy is besig om hom te vervloek. Nou, die hele gedagte en die navorsing wat ek gedoen het, gaan oor om sensitief te wees teenoor mense. Dit gaan oor om sensitief te wees ook in die goeie wat jy doen. Die tydsberekening, om al hierdie goed in ag te neem, wanneer jy ook aan iemand goed doen. Of dit nou 'n môre groet is, om iemand te groet, om sensitief te wees vir die ander mense. Ek dink in besonder, wanneer jy byvoorbeeld by 'n vakansieoord is, of in 'n karavaanpark, as jy dou voordag opstaan, en jy sien miskien iemand daar beweeg, en jy roep kliphard, goeiemôre, en jy verhef jou stem, gaan dit op die einde van die nag klink, of jy miskien met hierdie ou beklei, en die ander mense gaan miskien vir jou vies wees. So die hele gedagte in die navorsing wat ek gedoen het, gaan oor om sensitief te wees, ook in die goeie wat ek doen, in die regte wat ek doen, om ander mense ook in ag te neem, en sodoende God te verheerlik. Kinders van die Here is mense wat sensitief is teenoor hulle bure, teenoor hulle naaste. Waarom? Want die Here sê ons met die Here ons God lief met ons hele hart, siel en verstand, en ons naaste soos onsself. En daarom, vriende, gaan hierdie hele vers eintlik maar oor om sensitief te wees, om werklik ander in ag te neem, ook wanneer ek die goeie wil bewys. Die gebed van my hart is dat die Here ons sal seën, hierdie spreuke so van toepassing ook op my en jou in die dag en uur waarin ons leef, en mag die Here ons seën met wysheid om dan te lewe te midde van 'n krom en verdraaide geslag as mense wat die waarheid van God se woord op die tafels van hulle hart geskryf het, sodat hulle met wysheid kan wandel. Seën vir u, groete, mooi dag verder, tada.